Die eerste een is mense wat jou minag of onderskat. Wanneer mense, jy kan hom vinnig optel. Ek het nie nodig om vir jou die eienskappe te verduidelik wanneer iemand jou minag of onderskat nie. Ek is een van daai ouens as ek in gesprekvoering is en ek gesels en ons is by 'n diner of by 'n ete waar 'n verjaarsdag of 'n groep mense is en ek begin met die ou gesels en ek begin met daai ou gesels. Ek gee sommer net 'n vinnige blaatante assosiasie en ek begin met mense kommunikeer heen en weer. Ek praat op daai oomblik nie die meeste nie en ek sien daai ou gee my so ignorant look. Sy oë breek, dan draai ek om en ek loop. Ek het nie nodig om verder aan hom te hang en te karring nie. Ek noem net 'n voorbeeld. Hierdie is regtig 'n probleem wat mense het. En wanneer hulle huis toe ry na 'n sosiale funksie of wat ook al, 'n werksfunksie, dan word die bespreking in die voertuig wie ou so, ou X of Y of Z het nie eers na my kant toe gekyk nie, het nie eers belang gestel in wat ek gesê het nie. Mense, dit maak nie saak nie. Get someone else. Kry iemand anders wat in jou saak belangstel. Mense wat jou minag of onderskat en dan vir jou sê, jy is ook nie goed genoeg in wat jy doen nie of gaan doen nie. Jy het dit nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy is nie versigtig. Ek wou gesê het, wees versigtig vir daai mense. Dis liggeskat. Ek wil vir jou sê, breek. Ja, maar pastoor, what would Jesus do? My vriend, daai persoon wil in elk geval, kom ons luister gou na realiteit hier. Daai persoon glo in elk geval nie in wat jy glo nie, wil nie sien wat jy sien nie, wil nie glo in die ding wat jy wil doen nie, sien nie die prentjie en die ding wat jy wil doen nie, die belangstelling is nie dan, jy het 'n proposal gegee, jy het al voorstelle gemaak, jy het al verduidelikings gegee, jy het al verdedig, jy het al allerhande goed gedoen en die oë bly gebreek, jy moet hom nog net toedruk, en dan kan jy hom gaan bære, dis hoe hy oor jou goed voel. Jy het nie, hoor mooi, so 'n persoon in jou lewe nodig nie. Een van die sake waarmee ek redelik, waarmee mense redelik met my verskil en in konfrontasie is, omdat ek die titel pastoor of dokter dra in die ministerie, is dat hulle sê soms pastoor, maar jy's bietjie wild of jy's bietjie erg, en dit is oor die eenvoudige rede, ek maak keuses wanneer ek met mense werk, veral in ons projekte wat ons het. En ons het projekte, ons het kragtige netwerke en as ek sien iemand sny af en hy stel nie belang nie of hy kyk neer of hy sê jy gaan dit nie maak op daai ding, jy's te oud of jy verstaan nie wat jy aangaan nie. Ek het nie daai persoon in my lewe nodig en persoonlik ek breek. Dit is 'n ongelooflike, ek ontteken gewoonlik ongelooflike oorloop wanneer dit gebeur. Maar jy kan nie mense in jou lewe toelaat. Ek bedoel soos in betrokke in jou binnekring wanneer hulle jou saak minag of onderskat nie. Niks in hierdie lewe kan geonderskat word nie. Maak nie saak hoe groot of hoe eenvoudig jou plan, jou idee om 'n ding te doen voorkom nie. Niks, hoor mooi, niks kan onderskat word nie. Toe 'n ou oom van 65, sy van Wassanders, terwyl hy besig was om met hoender te eksperimenteer en sy aftreeplan is in sy glory in en daar's niks oor nie, hy weet nie wat om te doen nie, toe word uit 'n eenvoudige saak Kentucky Fried Chicken gebore. Ek gee jou opsomming, ek ken die hele verhaal van die man. En so kan ek aangaan. Ek kan hierdie verhaal vertel van meneer Krok, van McDonald's, op 'n ouderdom van 55 jaar oud, toe hulle vir hom lag omdat hy milkshake-masjiene verkoop en probeer en daar word geminag en daar word gelag. As jy vandag nie in 'n dorp is en jy ken nie McDonald's nie, dan hou jy nie van 'n hamburgers nie. Kom ek stel dit so. Wanneer mense jou minag of onderskat, dit is nou my probleem, wanneer jy jou daaraan steur, wanneer jy jou ore daaraan uitleen, wanneer jy kyk na die gesigsuitdrukkings, wanneer jy kyk na die body language, hoe hierdie gesprekvoeringe plaasvind, en jy nie nigter en wakker is, jy kan hierdie persoon of persone die moraal, die opgewondenheid en die visie en die missie van dit wat jy wil doen, uit jou uitsteel. Dit kos ongelooflike sterk psigiese vermoëns en fokus dat mense in 'n omgewing waarop jy moontlik na jou neergekyk word. Ja, ek voel ek moet dit nou sê, jy's dalk moontlik die swart skaap in die stelsel. Om as 'n swart skaap te kan sê ek gaan nou groot dinge doen, is dit, ek wil vir jou sê, alreeds 'n intense psigiese stryd
om jou erkenning, om deur te breek vir die erkenning daarvan. So jy kan nie, hoor mooi, jy kan nie met die kaliber, maak nie saak wie die persoon is nie, hoor mooi, maak nie saak nie, ja maar weet jy, ek was eintlik vriende met ou Kokkedoor so en so, en nou is ou Kokkedoor so en so, verstaan my nou nie, ons het saam groot geword, en ons het saam skool gegaan, en ons was saam in dieselfde kerk youth hier gewees. En nou kyk hulle my weird en ons was pelle. Nou kyk hulle my snaaks aan. Mense, breek, gee pad. God wil nuwe mense in jou wêreld vir jou gee. Hy wil dit vir jou skenk. Hy wil mense, hy wil koninkryks, hoor mooi. Hy wil koninkryksfamilie vir jou gee. Daar's niks kragtiger as waaragtige koninkryksfamilie nie. Dis sterker as aardse familie, dis sterker as aardse bloedverbindinge, want die koninkryksstelsel is nie op aardse bloedlyne ingeskakel nie, maar hy's op die toekomstige koninkrykskrag van die vredesryk van God ingeskakel, waar progressiwiteit eendag gaan seëvier, hoor mooi, vir ewig en vir ewig. Hoor mooi, mense wat jou minag of onderskat, hierdie tipe mense sien nie, hoor mooi, hulle sien nie, as hy jou minag, as hy jou onderskat, hy sien nie jou roeping of potensiaal nie. Hy sien dit nie. Hy wil dit ook nie sien nie. Hulle oordeel jou op jou verlede, jou agtergrond of hulle eie onsekerheid. Ons praat byna in elke uitsending van verlede, want letterlik, mense kan dit nie glo, in 2025, miskien gaan Generation Alpha dit verstaan dat verlede nie saak maak nie, maar om ons generasies nog vandag, kry mense nie hulle verlede uit nie. In Christus, mense, is jy 'n nuwe skepsel, maar ek wil nie nou daarop nie. Hulle gaan kyk na jou agtergrond. En agtergrond is nie noodwendig altyd wat jy gaan aanvang uit reg of verkeerd of so nie. Hulle gaan kyk uit wat se families jy uitkom. Is jy blou bloed? Ek noem dit die blou bloed illusie. Het jy koninklike agtergrond? Ons Suid-Afrikaners sien een of ander koninklike soms in 'n besigheid, dan is daar nie eers, as jy die ou voorgeslag toentertyd gaan kyk in Europa, was dit maar 'n gesukkel gewees en nie 'n lord of 'n sir of 'n ding gewees nie. En dan kyk hulle na jou, wat se universiteite was jy gewees? Hoe het jy op skool in sport gevaar? Hoe het jy was jy die klaskaptein? Was jy die man, ek kan aangaan, toe jy op universiteit was, het jy al jou vakke gekoem? Was jy op die regte universiteit gewees? En dan begin mense later in hulle jare agterkom, ek het nie die goed nie. O heerlikheid, ek beskik nie oor hierdie sake nie. En dan gaan hy in 'n toestand en 'n kondisie, ek noem weer die ou saak, weet jy wat? Toe Jesus daai disippels van hom in die hande gekry het hy nie gaan kyk en hulle was nie, hoor mooi mense, hulle het nie agtergrond gehad nie. Petrus, kom ons gebruik hom, hy die kerk by Christus oorgevat. Hy het geen agtergrond gehad wat saak gemaak het nie. As Jesus eintlik na die goed moes kyk, ek gaan jou sê wat moes hy doen en hoe ons mense vandag werk. Moes hy na die Sanhedrin toe gegaan het. Want Jesus was gekwalifiseer om met hulle te praat. Hy het sy studies gedoen, regtig. En hy kon met die Sanhedrin gaan praat het en hy kon 'n wonderwerk of 3 voor hulle gedoen het wat hulle natuurlik oorgaande sou wees en vir hulle gesê het dat hierdie tempel, wow, julle doen mooi goed en binne 5, 6, 7 dae sou Jesus dit reg gekry het, glo my, om in te kom en hulle sou moontlik nog in hom geglo het as die Messias en hy kon uit die Sanhedrin, byvoorbeeld 'n man soos Nikodemus wat hom in die nag kom sien het en gevra het, hoe doen jy hierdie goed? Hy kon Nikodemus, ek gee 'n voorbeeld, Johannes 3. Hy kon Nikodemus gaan haal het en gesê, jy lyk na die man. Regtig, hierdie is tog al 'n fantastiese voorbeeld. Jy lyk na die man wat na my die kerk kan oorvat en lei. Nikodemus was as hoogs 'n skrifgeleerde wat hoogs in aansien was. Soveel so hy moes in die nag sluip om na Jesus te gaan luister. Hy wou nie in die dag na hom toe gaan nie, dan het hulle gesien hy assosieer met Jesus. Ek wil dit ook sommer noem, as mense nie met jou wil assosieer nie, maak nie saak nie. God stuur jou in 'n rigting. Jesus het eintlik gelag op daai stadium, dink ek, in sy hart vir Nikodemus, want hy moes in die nag opstaan om hierdie magtige man van die synode van die Sanhedrin te kan mee praat. En hy weet die man sluip skelm na hom toe, want in die dag kan hy hom nie sien. En hy kon Nikodemus kies. Mense, luister, hy gaan haal
in Galilea van alle plekke gaan haal hy vir Petrus sonder 'n agtergrond, sonder enige universiteit. Ek het niks teen asseblief, ek self, die Here het my geseën, sit met die nodige papiere wat ek voor gewerk het. Maar ek weet in my hart dat dit is nie waarna God kyk. Inteendeel, die papiere wat ek verwerf het die Here deur die genade vir my gegee, in die sin van ek moes daaraan werk, ek moes my kant bring, maar God het toegelaat dat ek niks deur Chris Marks dit kon kry. Maar Petrus en die res van die disippels, geen agtergrond nie. Vergeet wie was jou pa, wie was jou ouma, wie was jou oupa. Wel, as hulle fantastiese, magtige, kragtige mense was, wow, fantasties. Trek dit deur. As hulle dit nie was nie, gaan bou die naam van jou voorgeslagte en sê, dan's ek die een wat die bloedlyn nou optel en ek gaan vir hom bootdruk. Maar hoor mooi, in die wêreld van die almagtige God uit om 'n ding te doen, maak dit nie saak wat jou agtergrond is nie. Adelstand en al hy goedjies, dit maak nie saak nie. Hulle oordeel nie op jou verlede, jou agtergrond of hulle eie onsekerhede. Hier is 'n belangrike een. Hulle oordeel jou. Mense kyk neer op jou of minag jou omdat hy self onseker is. Jy gaan 'n ding doen. Hoor mooi. Jy gaan nou 'n ding doen. Jy gaan 'n groot aksie los. Jy gaan 'n kragtige beweging aan die gang sit. Hoor mooi. Nou moet jy bybly. En die oomblik wanneer mense dit begin doen, is daar ander wat nie kan glo dat jy die guts het. En ek gaan vir hom sê en kom bystal soos hy is. Dat jy die guts het om jou voete oor die boot se rand soos Petrus te sit en op die water te loop nie. Hoor hier, mense hou nie daarvan nie. Hulle hou nie daarvan nie. Jy gaan aan die geboortetyd van die ding wat jy doen en die saak wat jy uitrol ongelooflik te doen hê met mense wat self onseker is. Hulle weet hulle het talente. Hulle weet hulle het vermoëns. Hulle weet hulle het die verstand. Hulle het die intellek, maar hulle self het nie die geloof nie. Hulle self het nie die moed nie. Hulle self het nie die optimisme, wat jy dit ook al noem, om uit te rol om 'n ding te doen. En nou daai mense, hy's gemaklik, hy's in 'n comfort zone. Al kan hy Einstein beat, hy wil nie, want hy's te bang om Einstein te beat. Want dan moet hy iets sê, hy moet 'n ding noem. En wanneer jy jouself, onthou, wanneer jy 'n ding doen, sit jy jou gesig op die saak. Jy sit jou handtekening op die saak. Jy sit jou naam op die saak. Jy sit moontlike mislukkings op die saak. En ja, kragtige deurbrake. Daar's mense wat glad nie daarvan hou nie. En hy tel al oor 'n jaar, 2, 3, 4, 5, dat jy dalk in hierdie situasie 'n kragtige deurbraak gaan hê. Wat doen hy? Hy begin jou minag. Eerlikheid, maar dokter, ek het dan gedink die ou gaan nou sê, wow. Ek het 'n prediker geken en hy was net verordeneer en hy moes sy intree preek of boodskap lewer by 'n pragtige gemeente. En soos dit gaan, ek ken dit ook, jy moet daai preek bring en jy moet daai boodskap gee en jy moet nou brul soos 'n leeu. En hy het sy preek reg, weet jy, en hy nader sy familie en sy vriende om hom te kom ondersteun in hierdie eerste erkende preek wat hy moet bring as 'n intree boodskap. Dis logies dat die man dit sou doen. Groot was die betrokkenes se teleurstelling toe hy die oggend in die kerk begin praat en 70% van familie en vriende het nie opgedaag nie. Die kon dit nie glo nie. En toe hy klaar gepreek en gepraat het en hy later terug verwys na die preek tussen die loetjie wat daar was, toe hoor hy net, ja, maar kyk, as jy nou eintlik dit gesê het, né? En ek sou persoonlik van die hoek af die ding benader het. Ek dink maar jy het goed gedoen. Wow, hoor mooi, vir 'n intree preek het jy nie te sleg gedoen nie. En dit was in sy jonger jare gewees en hy kom agter, hy kan nie 'n gesig koppel aan een wat hy kan vertrou in 'n binnekring selfs vir sy deurbraak. En hierdie jong man het later, hy is al oorlede, 'n magtige prediker geword, maar omdat die mense in sy binnekring nie die grit gehad het, die guts gehad het om te doen wat hy gedoen het en homself te sou uitsit, om sy gesig te wys, 'n kragtige prediker later sou geword het nie, het hulle hom nie, hulle het hom verstaan, maar hulle wou hom nie die benefit of the doubt gee, dat hy kan hierdie ding doen nie. Moenie altyd opgewonde raak nie, maar dank God as jy 'n binnekring het, wat in jou glo, 'n binnekring wat sê, ons sien hierdie netwerk wat jy het, ons sien hierdie kragtige oomblik wat jy het, dit is, hoor mooi,
Dit is jou familie. Die tweede, ek wil 'n skrifgedeelte lees. Paulus skryf aan Timoteus. Hoor mooi, dis wat die woord van God sê. Paulus skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 12. Niemand moet jou minag nie. Ek sê nou vir jou, as jy nou of later na my luister. Niemand, Timoteus, dame, of jy nou meneer of 'n mevrou is, 'n man of 'n vrou wat na my luister. Ek praat nou in die gees met jou. Niemand moet jou minag nie. En jy laat jou ook nie minag nie. Paulus sê dit aan die jongman Timoteus. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. En ek wil 'n voorbeeld hier aansit. Dawid was 'n herder, maar God het hom as 'n koning gesalf. Hoor mooi, al het sy eie familie hom afgeskryf. Vra jouself die vraag af. Paulus skryf van 'n jongman Timoteus. En gaan kyk na die briewe van Timoteus. Hy Timoteus absoluut moreel geondersteun. Maar gaan kyk na Dawid se geskiedenis. Sal jy Dawid het alles uitgerol en hy het dinge gedoen tot die dag wat hy gesterf het op 70. Die vraag is, sal jy kan hanteer wat Dawid gehanteer het? Sy eie familie, hoor mooi, het hom minag met sy salwing as koning. Later trou hy met die dogter van Saul, wat sy skoonpa word, familie. En sy skoonpa jaag hom om hom dood te maak. Kan jy dit hanteer? Kan jy dit handle? As jy 'n ding wil doen, wees seker dat die mense wat in jou omgewing is, glo soos jy glo, sien soos jy glo, en as hulle 'n ding het om te doen en hulle sien mekaar se sake, het jy 'n vennootskap.